Salomo het nie 'n opregte, suiwer geloof ten opsigte van God gehandhaaf nie. Hy het nie die verbond met God geëer. Inteendeel het hy presies gedoen wat God gesê het hy nie moet doen nie. En dit is wat hy 'n klompie vrouens aangeneem het. As ek sê klompie, as ek so maar net vir 700 omtrent. Uit verskillende lande, verskillende agtergronde met verskillende kulture en gelowe. En John Breker van volgende skryf tot dit. En as ons dan lees met Stefanus hier praat van die ster van Refa en van die altaar van Marduk, dan verwys hy na gode en mitologiese taal wat Stefanus sê, weet julle wat, dit wat julle daar gedoen het in die woestyn, toe julle daai kalf gebou het, en hoe julle deur die geskiedenis heen gewys het, dat julle is eintlik nie besig met die God van Israel. Julle is eintlik nie besig met Jahwe. Julle is eintlik besig met 'n afgodediens. Julle is eintlik besig met 'n tipe van 'n sinkretisme tussen verskillende gelowe wat julle goed innooi. En dan weet ons dat Salomo vir sy vrouens altare en tempels gebou het, waar hulle kon aanbid. En die oomblik wanneer mense gaan, raak mens baie maklik verstrengel tussen die rykdom van simboliek en van onderskeidelike gode en godsdienst. Ons het die Sumerië, wat die oerkultuur is, daar in die noorde, eintlik waar die rak vandag is, waar die eerste gestruktureerde kultuur gevorm is. Met hulle bepaalde konnotasies aan mitologie. Nou ons weet dat hulle verbintenis was met die Pleiadian konstellasie. Pleiades, ek moet spreek in Afrikaans. Hulle het nie verbintenis gehad, maar hulle het natuurlijk ook verbind met hulle gode. Die Egyptenare het weer ander gode gehad, en hulle gode was verbind met die planete. En een van die planete wat hulle dan spesifiek op gefokus het, was Saturnus. Op daardie klein tabel kom uit die Sumerian kultus uit, en dan sien ons daar so hoe die planete of die konstellasie, en in die middel die een met die ster, die Davidster, sogenaamde ster, Davidster, wat eintlik die ster van Refa is. Volgens skryf die planeet Saturnus, en dit is baie interessant, die mense vra deesdae, maar hoe het hulle, sou hulle ooit kon weet, dat die boompunt van Saturnus wat 'n groot storm is, weet ons, is 'n konstante heksagoon vorm by die pool het van Saturnus. En dit bly konstant. En die konnotasie met die God Saturnus, waar ook van afgelei word die naam Satan en Saterdag en soveel baie ander dinge, raak dit 'n mitologiese taal van tekens. En omdat wat jy praat van tekens, sal jy kon sê, maar ja, dit hang af van wie se mond jy praat, wat iemand se intensie is. As jy vir ortodokse Joodse gaan vra, wat beteken die taal dan sê jy vir baie mooi beelde en konnotasies in die simboliek kon gee en sê, dit is 2 driehoeke, die een wys boontoe van hoe ons na God streef, die ander een wys afkomtoe, wat God na ons wil afwy. Dit is die 6 dae van die week, in die middel is die heksagoon, wat die 7de dag is, wat die hart is van die Jodendom, daar is 12 kante buiteom, so allerlei simboliek wat in die mond van ortodokse Jood sou kon wees. Maar die vraag is, wat lê agter dit? En dit is wat moeilik is. Dit is die moeilike ding wat Stefanus hier doen. Die
Jode wat hom aankla, hou voor. Al wat ons is, wat ons doen, is ons wil net die tempel en die tempeldiens en die tempelkultus vir God respekteer, en jy is besig om aan God oneer aan te doen deur dit uit te daag. Dis al wat ons wil doen, en die wet van Moses, dit wil ons onderhou, so dan hierdie twee goed vas en op, soos 'n skans, amper soos iemand wat skaak speel en die jonge vooruit kyk en sê, dit is wie ons is, hulle stel hulle self op. Maar dan kom Stefanus en hy skuif verby die skans, verby hierdie voor, hierdie beeld wat hulle voor. En sê, maar ons kyk 'n bietjie agter dit, en sê, eintlik weet julle in julle synkretisme, in julle toelating, in julle omarming van ander gode, saam met Salomo, al van die Sinaiberg ontrou gewees. Dis hoekom Amos, wat 700 voor Christus al geskryf is, hulle hieroor aangedui. Dis hoekom Stefanus hier sê, hoekom het julle hierdie profete wat vir julle gewaarsku het, vir julle gesê, doodgemaak? Hoekom wil julle nie hoor wat en erken wat in die hart is? Julle hardkoppig is. So, dit wil vir my lyk asof die Christendom oor die algemeen nie geroep is om langs van 'n kerk te staan. Nie geroep is om maar net te verdraag te sê, leef en laat leef nie. Maar dat die kerk geroep is om die enkele waarheid van Jesus Christus voor te hou. En die skanse van ander geloof verby die skans te beweeg en te sê, maar wat se wag? Dit is baie hartseer as die kerk maar net 'n stem word te midde van ander. Ek dink dit is belangrik as jy 'n Christen is, as jy 'n kind van die Here is, as jy Jesus as verlosser en saligmaker, as Here, as koning, as God, as openbaring van God, as die weg, die waarheid en die lewe, as jy sien en weet wie Jesus is, dat jy nie jouself nog steeds kan toelaat om agter die skanse te gaan skuil. Maar dat jy die waarheid so sal liefhê, dat jy die waarheid so sal soek en sal streef en sal sê, niks mag my wegvat. Of soos wat Paulfyn gesê, hier staan ek kan nie anders nie. En soveel martelare deur die geskiedenis heen is waarvan Stefanus maar die eerste was. My posisie is manier van staan en wees in die samelewing vandag kan wees te sê, hier staan ons kan nie anders nie. Jesus staan teenoor alle afgoderry. Nou ek hoop nie dat julle iets hoor van my. Ek dink nie so maklik iets kon lees van antisemitisme of ander is nie waaroor gaan nie. Ons stryd is nie teen vlees en bloed nie. Ons stryd is nie om te sê dat wie is nou die skuldiges en saam met wie moet ons staan en saam met wie moet ons teen, wie moet ons stry in die oorlog wat woed en wat ons lees toenemend is in die Ooste nie. Ek wil nie sê saam met wie moet ons staan nie. Ons staan vir een, ons staan vir Christus alleen.
sy eer, sy koninkryk. Ons bid. Jesus, U wat Uself aan ons kom wys het as die Seun van God, maar wat aangekla is as een wat die eer van God soos kind, wat gekruisig is, omdat U die waarheid verkondig het. Here, laat ons altyd daarop beroem, om soos Paulus te sê, hom verkondig ons en hom as die gekruisigde. Here, dit is so eenvoudig. Teenoor die agtergrond van 'n veelgoedendom wat so gelaai is met simboliek en met mitologie en met duistere motiewe, wil ons voor dit grond ons hart met Here. Gee dat ons nooit in versoeking mag kom om ons geloof te deel nie, om die waarheid te besoedel nie, met geeste en kragte en magte wat gevul is met die duisternis. Here, dankie dat U die lig is. Die woord wat mens geword het. Dit is in ons omwoon het. Sodat ons die heerlikheid kan sien, die heerlikheid van U as die enigste Seun van die Vader. En hierdie waarheid is soos 'n lig wat skyn in die duisternis. En Here, nooit kan ons die duisternis wat uithoef. Maar Here, gee vir ons die vermoedigheid om soos Stefanus te kan opstaan. Miskien het ons nodig, Here, om ook nie net te preek in geboue nie en by ooreenkomste nie, maar om die woord te gebruik om te weerlê, om te bestraf, om te verkondig in die markplein, in die samelewing. Here, alles is in maak. Here, wanneer ons dan gewikkeld is in 'n wêreld wat vol oorlog is, mense wat uitgemoor word, lande wat mekaar bombardeer. Here, in so 'n wêreld van duisternis, bring U die lig. En is die lig nie om kant te kies nie. Die lig is om in Christus te bly. Die God van die verbond, God van Abraham, Isak en Jakob. Here, mag U Gees en U Gees van ons lig, ons lei en ons leer. Die waarheid onderskei van al die leuns, al die skans en al die voorbehoude wat die wêreld vir ons op is. Mag ons U sien, mag ons U ken as die enigste, die ware Seun van God. Wat sê volgens die Johannes? Kom ons staan en lei ons geloof soos wat Stefanus dit sou doen in die een God
Jesus bedaard is, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter derde keer gedaag het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, opgevaar het na die hemel en sit aan die regterkant van God, die almagtige Vader, vanwaar hy sal kom om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ons glo in die Heilige Gees. Ons glo in 'n heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die vlees en die ewige lewe. Amen. Kom ons sing saam. Soek in God die sterkte, kry by hom jou krag, en herinner ons op die wapenrusting, Galasiërs, op die wapenrusting aan, wat ons stry, is 'n werklike stryd. Is 'n werklike stryd teen bose, teen magte en krag. Maar met die Here kom ons op knieë met sy krag om stand te hou vir die waarheid. Kom ons soek dit in ons Here en ons God. Ons koesterteks vir die week, Johannes 15, wat woord van die 15, was Johannes 15 vers 9 tot 17. En ons het nou hierdie week gepraat oor die Romerstok, die
met die hand in die woord. Dis die begrafenis van 'n kleintjie. En kleintjie is 'n groot geliefde. Dit was oudste lidmaat gewees, 101 jaar oud. Dierbare oom. En sy begrafenis is dan ook Woensdagoggend. So ek sal by die begrafenis hier by die kerk die diens bly. Kom ons wees dit vir 'n oomblik uit respek vir ons kleintjie waar ons bly. Amen. Het is 'n groot voorreg om so 'n ryke leeftyd te kon ervaar of kon deel. Dan ek het my voorgeskryf iets dan hier. Ja, ons gaan in die deur van Vrydag dan ook al by. Dan, dankie. Ons bedieningsvergaderings begin die eersdaags. Ek kom nog vra dat die bedieningsvergadering soos wat dit opkom, net vir my sal deurgee dat ons dit ook kan afkondig. Ons het dienswaardigheid wat donderdag die 17de Oktober om 7:00 of 5:00 in die feesvergader en weer eens 'n hartlike uitnodiging vir elke lidmaat. Onthou die bediening van die gemeente is nie 'n kommissie nie. Dis 'n bediening. Dis 'n plek waar ons as lidmate by mekaar kom om te saam die verskeie nood in die gemeenskap wil hoor, wil kennis neem, wil planne maak, wil onderskei, bidde te onderskei en sê, Here, wat kan ons doen? Hoe kan ons hier as diensknegt in ons samelewing van ons gemeenskap 'n verskil maak? Dankie, John de Ruk. Dan 'n kuiergeleentheid, dit is later in die maand, maar ek wil net so lank herinner aan ons Vrydag, dis net lekker weer. 25 Oktober sal daar 'n kuiergeleentheid weer wees. Dankie. Dan is daar 'n aanbiddingsgeleentheid Saterdag, ek het nie laat sien nie, wat sal ek daar kom, die 28ste? 27ste. Hier is 'n aanddiensgeleentheid en ons wil regtig u as lidmaat vra om mense te nooi na die aanbiddingsgeleentheid. Ek dink regtig dit gaan 'n wonderlike aanbiddingsgeleentheid vir ons, vir almal van ons as kinders van die Here wat hierdie begeerte en herinnering het om voor die Here saam om te besing, sy lof te besing en om te aanbid. Ja, ons is dankbaar vir hierdie geleentheid. Is dit al? Dit is die klok met gelei. Ek wil vra dat ons sal afsluit met 'n laaste lied, maar ons sal net een vers daarvan sing. God roep ons om met woord en daad vir hom te leef en werk. Ons dink aan sy uitsendingsboodskap. Gaan dan na al die nasies toe, maak die mense, my disippels, doop hulle in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees, leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. En onthou, ek is met julle, al die dae van julle lewe tot in die eeuwigheid. En hierin vat Jesus sy opdrag saam van die kerk. Dis wat ons is, dis wie ons is. Ons is God se gesandte wat sy boodskap om mense te roep en in te trek en deel te maak van God se plan vir die wêreld. Kom ons staan, dan sing ons dit saam.
ons Here Jesus Christus, die liefde van God, ons Vader, en die gemeenskap en die krag van die Heilige Gees, met en by julle wees,